Wel sê, baie welkom van my kant af. Het is altyd lekker om saam met jou te kuier, natuurlik ons family by mekaar en om saam met jou die woord net te deel, altyd opgewonde daaroor spesifiek en soos jy gehoor het Peer sê, ons gaan aan met ons Heroes of Faith en dit is net so lekker as jy bietjie in diepte begin studeer van rondom hierdie ouens en wat hulle gedoen het en so meer, het ek net weer besef reg deur die Bybel en baie belangrik, soos wat Peer ook nou gesê het, weet ons is gewone mense, hoe die Here ook in die Bybel gewone mense gebruik het en deur die inspirasie van die Heilige Gees net soveel ongelooflike goed gedoen het, spesifiek, ek sê die woord ongelooflik, wat goed net soveel in geloof gedoen het, en goed gedoen het uit hulle vertroue vir God en baie van hierdie stories, en ek wil uitnooi, as jy lanklaas van hierdie goed gaan lees het, veral in die Ou Testament, is dit so lekker om net 'n bietjie daar te lees en dit net weer 'n bietjie deel van jou lewe te maak en hulle vertroue in die Here en uiteindelik 'n impak gemaak het in die leefwêreld in hulle dag en hulle tyd van dit wat hulle gedoen het en ons verwys na hulle as geloofshelde en ons het verlede week ook het Louwelen hierdie skrif gebruik en dit is vir my so lekker as jy van hierdie goed lees. Ons het die Bybel, Ou Testament, Nuwe Testament en kan ek maar net sê, as jy na die Bybel kyk, is dit so belangrik, hulle sê, the new is in the old contained, and the old is in the new explained. So, dit is goed om net Ou Testament ook te lees, en dit wat ons daar uithaal, en maar Paulus skryf in Romeine, as hy oor hierdie goed skryf, dan sê hy, alles wat vroeër opgeteken is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê, en soos het jy Peer gehoor het nou oor ons land en oor ons stad en oor Centurion en oor huwelike en oor verhoudings en so meer, deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die skrif uiteindelik ontvang, en soos met die geloofshelde, hoor wat ek vanoggend vir jou wil sê rondom dit, en ek gaan myself dalk nog 'n paar keer herhaal, spesifiek wat hierdie stelling betref, is dat ons nou 'n geleentheid het, om gemeenskappe te vorm, soos wat hulle gedoen het. Dit is net so great, as jy dink aan ons Hebreërsreeks spesifiek, as jy weer 'n bietjie daarna wil gaan kyk, en hoe dit uiteindelik 'n oploop is, en dit wat ons nou beleef, van wanneer ons praat oor Heroes of Faith, en dit wat ons sien, en ek maak 'n stelling, en ek sê, vervulling in ons lewe lê dus daarin, dat God behaag word, wanneer ons lewens in geloof leef, en dit 'n impak op mense, en ons gemeenskap het. En ek hoop jy dra saam met ons hierdie hart vanoggend net wat dit betref, dat jy in jou eie lewe sal inkyk en weet dat jou eie lewe uiteindelik so ongelooflike impak kan maak in jou leefwêreld, in die omgewing, in die plek waar die Here jou gesit het, vir 'n tyd soos hierdie, en jy sal weer daarvan ook net daarvan hoor. En ons praat vanoggend, soos wat jy gesien het, oor Ester. Nou daar's 'n paar goed net interessant, wat ek wil doen vanoggend, ek wil jou so 'n bietjie van die storie vertel, want ek weet nie of jy is baie keer waar ek is, jy weet, baie van hierdie stories het ons gehoor en geluister toe ons op sonnaskool was, toe ons kinders was, en jy dalk nooit nog regtig weer bietjie die storie gaan lees en waaroor dit gaan nie, en dan is my vertroue dat as ons praat oor die implikasie van jou lewe, hoe lyk dit uiteindelik in ons lewens, en as jy kyk na die boek Ester, is net so voor Job, as jy Ou Testament gaan kyk, net so voor die boek Job, en dan Job net voor Psalms, en ons sê altyd, jy weet, as jy na die Bybel gaan kyk, en jy maak hom oop, en jy soek na 'n spesifieke boek, het iemand eendag gesê, hy sê, jy moet dan ten minste weet wie is Ester, want sê maar, jy kom nou eendag in die hemel, en jy loop vir Ester raak, en Ester vra vir jou, hoe het jy my boek geniet? En jy dink by jouself, het jy 'n boek geskryf? Maar anyway, so ek help julle net wat dit ook betref en vir myself en rondom dit, maar alhoewel hy 'n bietjie vroeër in die Ou Testament, in die middel van die Ou Testament min of meer voorkom, die boek, is hy geskryf hier so teen die einde van die Ou Testament eintlik. As ek reg onthou, as ek reg gelees het, so 400 jaar voor Christus is die boek geskryf. So hy kom eintlik voor die storie, speel hom 'n bietjie af so teen die einde van die Ou Testament, en die storie ontvou teen die agtergrond van 'n koning met die naam van Ahasveros, koning Ahasveros, en sommer net om 'n bietjie daarvan van die storie te vertel. Nou, dis belangrik, 'n paar goed wat ek gaan sê, wat ek later net weer gaan in jou lewe gaan inbring, is hy was 'n magtige koning gewees. Hierdie ou het geregeer van so ver as Indië tot by Ethiopië, het ek na een vertaling gaan kyk. So dis 'n ongelooflike gebied, 127 provinsies,
Dis so bietjie meer as Suid-Afrika en meer as Amerika. En 127 provinsies het hy oor geheers. En wat gebeur het, daar was 'n klompie ballinge, Joodse ballinge, wat er nog agtergebly het. En nou intussen het jy oor Nehemia gelees en hoe 'n klomp van hulle terug is om die muur te gaan herbou van Jerusalem en het 'n klomp goed gelees, maar uiteindelik bly hierdie klomp ouens nou agter en hulle is in ballingskap en onder hierdie groot koning Ahasveros. En onder hulle was die Jood, een van die karakters. Nou ek sê nou die dag, jy weet, as jy nou so 'n bietjie na die sepie gaan kyk, want as jy nou die storie hoor, dan klink dit omtrent soos 'n sepie, jy weet, jy moet omtrent die fliek gaan kyk, en dit wat ons sien, maar daar was 'n Jood met die naam van Mordegai, baie belangrike karakter in hierdie hele storie, as deel van dit. Nou Mordegai, moet net om te sê, hy het ook in die, as jy luister na dit, waar Ahasveros geheers het, hulle praat van die stad Susan, en ek gaan dit ook nog herhaal, maar net om te sê, hulle het van Susan, die stad Susan gepraat, as 'n vesting, die vesting Susan, dis waar hierdie koning nou geleef het en geregeer het in sy paleis was. En Mordegai het so tussen daai klomp net beweeg. Die Bybel sê hy was so daar by die voorpoorte van die paleis gewees en hy het so min of meer geweet wat aangaan in daai omgewing. En dan was daar natuurlik nou Ester. Nou Ester was 'n weeskind. Haar ouers is redelik vroeg in haar lewe dood en Mordegai het haar uiteindelik haar groot gemaak. En hulle het so in dieselfde huis groot geword en so meer. En dan was daar 'n ander karakter. Dis nou die koning se vrou, koningin Vasti, wat op daai stadium sy vrou was. Nou wat gebeur het, hy reël toe 'n ongelooflike groot partytjie. Die Bybel sê hierdie partytjie het vir 'n paar dae aangehou. Nou dis min of meer die monster van partytjies as jy my vra. Maar hoe hulle gewerk het en baie van hierdie goed verstaan ek nie so lekker nie. Maar die manne het een kant partytjie gehou en die dames het aan die ander kant partytjie gehou. En nadat die manne nou dalk te veel, jy weet, jy kan nou dink, as ons nou partytjie hou vir 'n paar dae, hoe vat die manne nou die harde hout en so aan, en dan het hulle nou so 'n bietjie te veel van dit nou. En natuurlik in die girls aan die ander kant, die cocktails ook 'n bietjie gevloei. En dan kom Ahasveros, dan besluit hy, maar hy eintlik hoekom hy die party gereël het, hy wil 'n bietjie vir hulle wys hoe groot is sy koninkryk en hoe groot ou is hy nou eintlik, en onder andere wat dan nou anders wil hy gebrek het oor sy vrou. En hy laat kom vir Vasti en hy sê vir Vasti, luister, kom maak 'n draai by ons, ek wil 'n bietjie vir die manne wys hoe mooi is jy. Vasti met 'n paar cocktails in, voel toe natuurlik nee, hierdie gaan nie vir haar werk nie, ek gaan net my vertel wat ek moet doen nie, ek gaan nie. En as jy nou die konings in daai tyd geken het, dan is dit 'n baie slegte besluit wat sy geneem het in daai hele proses. Hy vererg hom vir haar en hy besluit, okay, as dit dan jou houding is, dan gaan ek vir my 'n ander vrou vat. Dis hoe eenvoudig dit is. Nou maak hy sy raadsmanne bymekaar uiteindelik en hy bring dan nou hierdie manne bymekaar en hy vra vir hulle, wat moet ek nou doen met 'n vrou soos hierdie? En natuurlik is die voorstel nou, kom ons maak 'n plan. Alright, wat ons sal doen is, ons kry al die mooi meisies in die land bymekaar. En dan sal ons hulle nou voorberei vir 'n tyd, en dan kan jy nou kies tussen hulle wie jou volgende vrou moet wees. Hy dink natuurlik is 'n bak idee, hoe dan anders? En Mordegai uiteindelik hoor van hierdie storie. Hy is nou daar by die tempelpoorte en hy hoor nou die roemers hardloop en so meer, en hy besluit toe, maar Ester is net so mooi, sy mag dalk deel van hierdie groep word. En dit gebeur toe so uiteindelik dat sy deel van hierdie groep word en hulle berei hulle voor en daar's redes voor wat ek nie nou by wil stil staan nie, oor hoekom hulle soos in 'n jaar gevat het om hierdie meisies voor te berei en uiteindelik die beste krye, die beste olies, die beste baddens, die beste van alles is nou aan hierdie girls gegee om hulle uiteindelik voor te berei en dan kan die koning nou vir hom 'n vrou kies. Natuurlik het dit nou dan so gebeur dat sy uiteindelik gekies word deur die koning en sy word sy nuwe vrou. Maar daar was 'n ander skermutseling, wat ook al, skurk in die storie. Haman was nou so naby die koning. Hy het baie mag gehad en hy was soos die eerste minister vir die koning gewees. So hy het 'n klomp goed gehad, maar hy het so 'n bietjie van 'n groot kop gehad. As jy nou net alles kry in die lewe, dan gebeur dit partykeer so. Jy kry 'n bietjie groot kop en dan hy het so 'n bietjie groot kop gekry en hy laat toe 'n wet skryf wat sê as hy in 'n vertrek instap, my woorde nou, as hy in 'n vertrek instap, moet almal buig en almal moet voor hom, almal moet opstaan en voor hom buig. Natuurlik Mordegai, wat 'n Jood is, besluit dit gaan nie gebeur nie.
Nou daar's nog vir my so stories, jy weet Daniël gaan lees, onthou jy ook van 'n paar Jode wat besluit het, hulle wil nie voor die koning se beeld buig nie. Hier's Mordegai, 'n Jood wat ook besluit, hy gaan dit nie doen nie. En uiteindelik vererg Haman hom dan natuurlik nou vir Mordegai, maar hy vererg hom nie net vir Mordegai nie, hy vererg hom vir al die Jode. En uiteindelik gebeur dit so dat hy dan nou 'n wet uitvaardig saam met die koning, en dis waar die storie nou so 'n bietjie gecompliseerd raak. Hy gaan na die koning toe en hy sê vir die koning, kom ons maak al die Jode dood. Die koning besluit, dis 'n goeie idee, hy sit sy seelringe op, en as dit gebeur, dan kan dit nie herroep word nie. Nie eers die koning kan daai wet uiteindelik herroep nie. En hier's wat gebeur, en ek lees vir jou, Ester 3. Hy sê, en briewe is gestuur met die hardlopers na al die provinsies van die koning, om al die Jode te verdelg, dood te maak en uit te roei, die seuns sowel as die grysaard, die kindertjies en die vroue op een dag, op die 13de van die 12de maand, dit is die maand Adar, en om hulle besittings as buit te plunder. 'n Afskrif van die bevelskrif moes as wet in elke provinsie uitgevaardig en openbaar gemaak word aan al die volke om gereed te wees op daardie dag, die 13de van die 12de maand, die 13de Desember in ons geval, gebeur dit nou. Hier is hierdie datum, en maak almal reg, ons gaan uiteindelik die Jode uitroei. En natuurlik bring dit 'n klomp spanning by die Jode, hulle is in sak en as, hulle is bekommerd, jy kan net dink wat gebeur daar. Hier is hierdie ouens, hier is die koning, hy het sy seelring op hierdie ding gesit, ons is verseker, dis tickets met ons kan dit nie doen nie. Maar nou natuurlik, stuur Mordegai, want Ester is mos nou in die paleis, en Mordegai stuur toe vir Ester 'n klein boodskapie, en as dit ek was, sou ek net vinnig 'n WhatsAppie gestuur het en gesê het, Ester, doen iets. Doen net iets. Want jy moet besef jou posisie waarin jy is. Hier's wat Ester toe sê. Ester besef, maar sy is in 'n penarie. Hier's die penarie waarin sy is. Al die dienaars van die koning, Ester 4 vers 11. En al die mense van die provinsies van die koning weet dat daar vir enige man of vrou wat na die koning in sy binneste voorhof gaan sonder dat hulle ontbied is, net een reël geld, en dit is dat die persoon doodgemaak moet word. Die enigste uitsondering is wanneer die koning sy goue scepter na die persoon toe uithou, en op hierdie manier sal iemand se lewe spaar. En ek is nou al 30 dae lank nie by die koning ontbied nie. Ek verstaan nie hoe hierdie ouens huwelik gedoen het nie, net so by the way. Sy's 'n mooi meisie, 30 dae, roep hy aan nie. Maar sy sê ek het 'n penarie, want as ek dalk sou gaan, en hy steek nie sy scepter vir my uit nie, is dit tickets vir my gaan doodgemaak word. En nou stuur sy vir Mordegai hierdie boodskapie. Sy sê vir hom, luister Mordegai, het jy bietjie vergeet met wie ons hier te doen? Ek bedoel, laas toe ek gekyk het hierdie ou oor 127 provinsies geregeer. Dis met wie ons te doen het. Ek het bietjie van 'n uitdaging. Mordegai toe sê, wag 'n bietjie, ek het 'n plan met jou, en hy sê toe vir die volgende, hy sê vers 13 van Ester 4, toe Ester se woorde aan Mordegai oorgedra is, het Mordegai laat weet, hy draai nou nie doekies om nie. Moenie dink dat net jy, van al die Jode, sal ontkom omdat jy in die koninklike paleis woon nie. Want as jy wel in hierdie tyd sou swyg, sal daar uitkoms en redding van die Jode van 'n ander kant af, van 'n ander plek afkom, maar jy en jou familie sal omkom. Hy stel vir die ultimatum. Hier's wat met jou gaan gebeur. Want die heeltyd, ek wil net vir jou agtergrond gee, die heeltyd wat hy vir haar gesê het, jy's in die paleis, jy word voorberei vir 'n jaar, moet jy net nie vir die ouens sê jy's 'n Jood nie. Want daar's spesifieke implikasies rondom dit. En dan die skrifgedeelte of die gedeelte wat ons altyd aanhaal as ons oor Ester praat, is dan die volgende, en dis vir ons so belangrik vanoggend dat ons dit sal hoor. Hy sê, en wie weet of jy nie juis vir 'n tyd soos hierdie koninklike status verkry het nie. Ester besef die uitdaging, Ester besef die penarie waarin sy is. Nou is dit al die kante toe. En sy gaan saam met die volk, en toe ek het lees, toe besef ek weer, daar's soveel plekke in die Bybel wat jy gelees het, wat mense in 'n penarie was, waar mense se lewens uitgedaag was, en mense se lewens in gevaar gestel was, en so meer. Wat sy nou doen, is om saam met die volk te vas, hulle bid saam met die volk, hulle soek regtig die aangesig van die Here, en op 'n paar ander plekke, ek sal jy lees, hoe die volk uiteindelik gegaan het, en die aangesig van God gesoek het, in die plek waar hulle was, en ek dink is 'n goeie
voorbeeld vir wat ons beleef net in ons alledaagse lewe, in ons land of wat ook al die geval mag wees, dat ons op 'n plek sal wees wat ons God se aangesig sal begin soek in terme van wat ons moet beleef. En hulle doen dit, want die rede hoekom sy dit doen is dat wanneer sy dan nou by die koning ingaan, dat die koning sy scepter na toe kan uitsteek. Dis waarvoor hulle uiteindelik die Here vertrou. Nou ek gaan deur 'n klomp goed wat ek nie nou vir jou sê in detail nie, gaan lees die boek, is so 10 hoofstukke en dan sê deur hom. Maar hier is die uiteinde van die storie uiteindelik. Die koning steek sy scepter uit na toe. En ek dink toe skrifgedeeltes wat ek aan dink toe ek hier voorberei het, toe dink ek aan 'n paar skrifgedeeltes. Nommer 1, hy laat alle dinge ten goeie meewerk vir die wat hy voor lief is. En dit sluit ons almal in. Romeine 8 praat daarvan. Dan op 'n ander plek kom Paulus, dan sê hy voorsien ver bo wat ons ooit sal wil bid of dink of uiteindelik vra van hom. Dis wat hy doen, hier's wat hy sê vir jy kan enigiets van my vra, al is dit net, onthou hulle het net gevas, dat hy sy scepter na toe uitsteek, dat hy sal aanvaar en dat sy guns by hom sal kry. Dit gebeur, maar hy sê vir haar, luister jy is so amazing, jy kan my vra die helfte, jy kan enigiets van my vra, al is dit die helfte van my koninkryk. Dis groot. Dis wat sy beleef en uiteindelik, en die uiteinde van die storie is, en ek gaan die storie baie vooruit, is Haman, hierdie slegte ou, hierdie willen van die storie, uiteindelik word hy opgehang aan dieselfde galg, wat hy vir Mordegai voorberei het, om aan opgehang te word. Soveel so, en jy kan nou dink, as hy soort van die eerste minister was in daai prentjie, het hy ongelooflike baie goed gehad, sy huis was groot, baie keer praat die Bybel daarvan, dat sy huis was groot. Ahasveros die koning gee vir Ester die hele huis van Haman, met al sy goed wat hy gee alles vir haar. En uiteindelik kry sy toestemming, sy kry uiteindelik toestemming om dan nou ook 'n wet uit te vaardig, wat hy ook met sy seelring bevestig, want onthou nou, hy kan nie die ander wet terugtrek nie. Hy sê toe, okay, maar hier's 'n nuwe wet wat ek skryf, julle kan gaan en vir al die volke dieselfde ding sê wat ons gesê het, is dat die Jode kan nou hulle self beskerm. Hulle kan nou fight vir die storie, dis wat hulle nou kan doen uiteindelik, en sy kry toestemming daarvoor, en uiteindelik, nie net vir Haman word doodgemaak nie, al 10 van sy seuns, hy 10 seuns gehad, al 10 van sy seuns word doodgemaak uiteindelik, en 'n klomp ander goed wat uiteindelik gebeur het, soveel so, dat die volk beskerm was, en dat die volk gered was. Nou jy sal vir my vra, wat al hierdie goed, net in terme van die implikasie, en ek wil dit is vir my so op my hart vanoggend, dat jy sal hoor, as ons praat oor dit spesifiek, die implikasie daarvan, ek hou daarvan, as jy praat van die guns wat ons vandag het by God, ons praat hier van, ons werk met die koning van die konings, ons werk met die God van die heelal, dis met wie ons te doen het, dis wat, en hy het sy scepter na ons toe uitgesteek, ons het guns op guns op guns, glimlag op glimlag van hom gekry, en hier so Paulus dit, die Hebreërs skrywer dit dan nou skryf, in Hebreërs, ek hou daarvan, dan sê God sê 'n paar goed oor die Heilige Gees, God sê 'n paar goed vir 'n klomp ouens, en dan sê die Bybel, hier's wat hy oor Jesus sê, en dan sê hy, maar van die Seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid, die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter. Jy moet vanoggend beleef hoe dat sy scepter na jou toe uitgesteek was, jou lewe is beskerm, en uiteindelik voorsien hy ver bo wat ons kan ooit bid, dink of vra, vir ons lewens. Ons het hier met 'n hemelse koning te doen. Wat verder is, as jy dink aan die skrifgedeelte wat ons lees, en die groot ding, as jy oor Ester praat, is dit presies dit, wat Mordegai vir haar sê, wie weet, dis dalk vir 'n tyd soos hierdie, wat jy in die paleis is, wie weet, dat ons, en ek gaan dit nou weer herhaal, dat ons in 'n tyd soos hierdie, in Centurion sit, in Raslou sit op die oomblik. Wie weet, is vir 'n tyd soos hierdie, en as jy kyk na Ester, wat Ester gehad het, en ek wil jou help weer verstaan, ek wil jou help weer onthou vanoggend, dat jy 'n genadegawe ontvang het. Ester het skoonheid gehad. Die Here gebruik 'n eenvoudige ding so skoonheid, 'n mooi gesiggie, 'n mooi mens in haar wese, gebruik hy haar om in 'n paleis in te kom wat uiteindelik 'n volk kom red uiteindelik. My vraag vir jou vanoggend is, wat is in jou hand? Wat sien jy, en hoekom sien jy nie jouself as 'n instrument wat God kan gebruik om uiteindelik groot goed te doen vir sy koninkryk nie? Luister wat sê in Korintiërs, en ek wil dit in die Amplified vertaling lees, wat Paulus skryf. Hy sê, now about the spiritual gifts,
En dan ek hou hiervan, hy sê, the special endowments given by the Holy Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. Petrus kom uiteindelik en reg deur die Nuwe Testament, 1 Korintiërs 12 en so kan ons aangaan, vertel jou van die gawes wat ons het. Onthou, almal het hierdie ding ontvang en dis wat hy sê, na mate elkeen, ons het mos 'n studie gaan doen oor die woord elkeen. In die Grieks en die Hebreëus, jy ken daai storie, en uiteindelik het ons agtergekom, elkeen beteken elkeen. Sê maar nee, ek het dit nie ontvang nie, nee, jy's nie so spesiaal nie. Elkeen, hy sê, na mate aan elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God uiteindelik. Hy sê, hier's wat ons gekry het, dit wat jy in jou hand het, en in Esther se geval, soos ek sê, is dit haar mooi gesig, is haar skoonheid, die mooi mens wat sy is. Ek onthou van Moses, en net so 'n bietjie terug in die Ou Testament, onthou jy van Moses, en hier's wat God vir Moses sê, Moses, ek het jou uitgekies om uiteindelik die Jode uit Egipte uit te kry. Gaan verlos hulle uit Egipte uit. Nou Moses, soos baie van hierdie ouens, en soos baie keer dalk ons ook, 'n bietjie van 'n verskoningkie, hoekom ek nie, ons het laasweek gesien met Gideon. Sê man, my familie is nou 'n bietjie swakkerig, jy weet, en ek het nou nie eintlik 'n klompie goed nie, en hier kom Moses, en hy sê die volgende, hy sê, en toe God nou vir hom dit sê, hy sê, toe antwoord Moses en sê, maar as hulle my nie glo en na my stem nie luister nie, wat maak ek nou? En as jy onthou, Moses het nog 'n hakelhok, hy sê, nou praat ek ook nie eers ordentlik nie, maar sê, die Here het nie aan jou verskyn nie, wat doen ek dan? En God sê vir hom, Moses, wat het jy in jou hand? Hy sê, ek het 'n staf in my hand. Hy sê, kom ek wys jou wat doen ek met 'n eenvoudige ding soos 'n staf. Gooi daai ding op die grond neer. Hy gooi hom op die grond neer. Hier begin dit, hier word dit 'n slang. Moses wil weghardloop. God sê, nee, wag, kom ek wil jou wys wat doen ek met 'n staf. Hy sê, gryp die ding aan sy stert. Gryp die ding aan sy stert, daar word weer 'n staf. Hy sê, okay, gaan nou en gaan red my volk uit Egipte land uit. Daar's 'n ander mooi storie in die Nuwe Testament wat so naby aan doxologie is spesifiek. As ons dink aan wat die Here kan doen met die bietjie wat ons in ons hand het uiteindelik. En ons lees daarvan in Markus 6 by die vermeerdering van die brood en die vis. En jy sal onthou die storie waar praat van 5000 manne, daar was by 2 geleenthede, die een geleentheid was daar 5000 manne, die tweede geleentheid was daar 4000 manne. Die Bybel was ons nou nie baie gender sensitive nie. Maar 5000 manne en natuurlik meer vrouens en kinders en so meer. En nou kom die disippels by Jesus en sê, hierdie ouens stap al die pad saam met ons vir 'n paar dae. Hulle is doodhonger. Kom ons stuur hulle weg na 'n naburige dorpe toe, dat hulle vir hulle self kos kan kry. Met ander woorde, die disippels het concern gehad, en baie keer het ons concern oor ons omgewing, en ons begin praat daaroor rondom die braaivleisvure, maar Jesus het compassion gehad, en Jesus sê vir hulle, kom ons doen iets, kom ons gee vir hulle iets om te eet. Jy kan dink, daai vraagteken, waar moet ons nou iets vandaan kry? En dis presies wat hulle sê. Hy sê die bakhuise van die omgewing gaan nie genoeg brood hê vir die mense nie. En die een ding wat Jesus vir hulle vra is, wat het julle? En as dit ek was, sou ek dit nie eens genoem het nie. 5000 manne. Hier's 'n seentjie met 5 brode en 2 visse. Ag nee man, gaan eet jou kosblik op 'n ander plek. Dis presies wat ek sou gedoen het. Jesus sê vir hulle, wat het julle? Hulle sê, hier's 'n laaitjie met 5 brode en 2 visse. Jesus sê, kom ek wys jou wat doen ek met 5 brode en 2 visse. En ons weet, die uiteinde van daai storie is, dat hulle uiteindelik, het hulle almal kos gegee, en 12 mandjies uiteindelik opgetel na dit. Hy voorsien ver, bo wat ons kan bid, dink of vra. Ek dink hulle het 'n food fight gehad. Hoor jy nog 'n stuk brood hê? Ja, hier's nog vir jou visie. Dis min of meer wat gebeur het. Hy voorsien ver bo wat ons kan bid, dink of vra, en uiteindelik, en ons het laasweek gehoor by Gideon, en hier's wat ek vir jou wil net weer aksensieer vanoggend, dat jy dit sal hoor. Met ander woorde, hy sê, God praat met Gideon. Gideon het 'n paar verskoningkies. God sê vir Gideon, luister hier, kom ek sê vir jou, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Vanoggend moet jy hoor, wat is in jou hand? Is dit nie ek wat jou stuur nie? Gaan nou in die krag van my en gaan bring jou kant by jou werk. Gaan in die krag van jou en gaan kyk na jou huwelik en hoe jy jou huwelik doen en hoe jy jou kinders opvoed en dat dit 'n voorbeeld kan wees vir omgewing wat uiteindelik daardeur geïmpakteer kan word. Gaan doen dit. Is dit nie vir 'n tyd soos hierdie
wat God ons in Centurion geplaas het, wat hy Doxa Deo Raslo Campus en elke ander lewendgewende gemeente in ons omgewing geplaas het, was dit nie juis vir 'n tyd soos hierdie, om die verandering en die impak te sien wat ons nodig het om te sien in ons stad, en soos wat Peer gesê het, in ons land nie. Uiteindelik gaan ons dit sien, en as jy aanlyn saam met ons volg, dalk is dit 'n tyd soos hierdie, wat jy in die dorp is, waarin jy is, daar's baie ouens wat ons volg, daar van Tabazimbi af en Reitz en orals. Dalk is dit 'n tyd soos hierdie, wat jy in die dorp is, waar jy is uiteindelik. En dan wat vestings betref, is my so mooi, dan wat vestings betref, want dit is so. Koning Ahasveros was 'n magtige koning. Dit lyk soos sy koninkryk ondeurdringbaar is. Niks kon daar gebeur nie. Maar God kom doen 'n wonderwerk vir die Jode in daai stadium, en hier's uiteindelik die uitkoms en die laaste wat hy sê, en ek wil jou net bietjie voorgaan met wat Paulus skryf in 2 Korintiërs, dan skryf hy die volgende. Hy sê, want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Ons het klaar dit in ons hand wat nodig is om 'n impak te maak en 'n verandering te bring. Luister na die uitkoms vir Mordegai. Hy sê, Mordegai, worship team, kom my join asseblief. Mordegai het van die koning weggegaan, geklee in 'n koninklike kleed, van pers, wolstof en linne. Onthou, sy lewe was aan 'n draadjie gewees. Hier's wat God vir hom doen. Hy sê 'n groot kroon van goud en 'n mantel van fyn wit materiaal en purperrooi wol. En die stad, luister hier, die vesting Susan, luister mooi. Hy sê, en die stad Susan het gejubel en gejuig. Vir die Judeërs, dis nou die Jode, was dit 'n tyd van lig, van vreugde, van vrolikheid en van eer. Kan jy net saam met my net vertrou vanoggend dat ons dit in Pretoria sal sien, dat ons dit in Suid-Afrika sal sien, dat ons iets van vreugde, van alles wat hier gebeur, vrolikheid en eer sal begin sien in 'n plek waar dit so nodig is, maar nie net vir ons, vir dit wat ons beleef nie, maar ook vir jou persoonlik vanoggend, in jou persoonlike lewe, waar jy voor vestings te staan kom. Staan saam met my, en ons gaan die Here vanoggend vertrou, met dit wat hier moet gebeur, en is my so mooi, as ons daarna kyk, en sê, Here, dankie, dat ons vanoggend onsself net weer kan posisioneer, is niks wat verander het noodwendig nie, U het gekom uiteindelik, het hy vir ons gesterf aan die kruis, en toe hy uitroep, Jesus uitroep, dit is volbring, het hy alles in ag geneem, dit wat ek en jy vandag in ons persoonlike lewens mee uitdagings het, vestings het in ons lewens, maar ook natuurlik vir ons stad, vir Centurion, vir ons stad Pretoria, en dan vir ons land. Ek wil afsluit met hierdie laaste gedeelte voordat ons sing. Jesus kom dan, net voor hy opvaar, dan sê hy baie belangrike ding, hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En dan gee hy vir ons daai mandaat, dan sê hy sê, gaan julle dan nou heen. En ons het in die Hebreërs reeks gesien, hoe dat Jesus die perfekte verteenwoordiging is van God se autoriteit. Wat ek en jy moet vanoggend besef, is dat ons die perfekte verteenwoordiging is van die autoriteit van Jesus Christus op hierdie aarde. Kom ons bid. Here, dankie dat ons vanoggend net as 'n gemeente, eintlik maar net so saam, en as jy gemaklik is, wil jy nie Johannes saam met my opsteek, en Here, net as 'n eenheid saam, want die woord leer ons waar ons saam by mekaar kom, daar is U in ons midde, en Here, as 'n gemeente, as 'n eenheid van 'n gemeente saam vanoggend, Here, U vertrou vir wat ons nodig het. Here, in die eerste plek wil ek bid vir mense wat voor vestings staan in hulle persoonlike lewens, of dit verhoudings is, of dit finansies is, wat ook al die geval mag wees. Dankie dat U deurbraak gee, dankie dat daar vrolikheid en eer kom vir dit wat ons mense nodig het. Here, en dan staan ons, soos wat Peer vroeër gebid het, net weer eens vir ons in hierdie spasie, vir die omgewings. Dis soos 'n tyd soos hierdie wat ons dalk by die werk waar ons werk. Mag het ons besef in die impak wat ons het. Here, en ek bid vir daai impak. Ek dank U vir stories wat ons gaan hoor in hierdie jaar, soos wat ons stories bou. Hier's glory my story. Dat ons dit sal besef, Here, en ons dank U daarvoor. Dankie dat ons die eer kan gee vanoggend en die glimlag en die genade geniet in Jesus naam. Amen. Ek wil hê jy moet saam met my net as ons hierdie lied gaan sing, en ietsie wat ons gaan sing is my so mooi. Hy sê, you do everything on purpose.
I can feel your spirit stirring. I've been praying. You've been working it all for good. Kan ons sing? Kom ons loof die Here.